Hier is jou Orania nuus van die afgelope 2 weke. Welkom by Orania Aksie. Gebore Oranier betree die Suid-Afrikaanse howe. Elisma Boshoff, wat in Orania groot geword het onlangs 'n groot mylpaal bereik. Sy is as aspirant staatsaanklaer by die Nasionale Vervolgingsgesag in Bloemfontein aangestel. Een van net 100 kandidate wat uit meer as 8000 aansoeke gekies is. Die aanstelling is deel van die NVG se opleidingsprogram en 'n sterk beginpunt vir 'n loopbaan in strafreg. Elisma sê die strafreg het haar nog altyd gefassineer, omdat dit die kruising van geregtigheid, menslikheid en samelewingsverandering verteenwoordig. Sy glo haar vormingsjare in Orania het 'n groot invloed gehad, 'n samelewing wat selfstandigheid en verantwoordelikheid beklemtoon. Haar prestasie dien as inspirasie vir ander jong mense. Van die Orania beweging se kant af, baie geluk Elisma. Orania krag bly aan tydens Eskom onderbreking. Op 19 Maart het Orania se eie onafhanklike kragverskaffer, Orasol, elektrisiteit aan die hele dorp voorsien, van 05:30 in die oggend tot 6:00 in die namiddag, terwyl Eskom die kragtoevoer onderbreek het vir onderhoud. Orasol en die dorpsraad het saamgewerk om die onderbreking te voorkom. Inwoners is gevra om vroegoggendkrag spaarsamig te gebruik, totdat die sonplaas volle kapasiteit kan bereik. Die gemeenskap het uitstekend saamgewerk en verbruik was merkbaar laer as normaal. Later die dag was daar selfs oortollige krag beskikbaar. Hierdie sukses is die resultaat van jare se beplanning en ontwikkeling van plaaslike infrastruktuur. Dit is 'n trotse dag vir Orania, sê Rian Jacobs. Bokkieweek in Orania, groot sport op pad. Dit is weer tyd vir groot Afrikanersport in Orania. Die 2026 bokkietoernooi vind van 4 tot 6 April plaas. Die toernooi is die onder 25 weergawe van die bekende Bokkieweek en sluit rugby, netbal en hokkie in. Spanne van reg oor Suid-Afrika berei voor om deel te neem. Vanjaar word die toernooi op CVO skool se nuwe sportgronde aangebied. 'n Projek wat deur die gemeenskap moontlik gemaak is. Die Bokkieweek bied nie net sport nie, maar ook 'n ryk kulturele ervaring. Oraniërs en besoekers is welkom om die spanne te ondersteun en saam die naweek te kom geniet. Gesondheidsdag in Orania beïndruk besoekers. Op 18 Maart het Orania Gesondheidsorg MSW 'n suksesvolle vroue gesondheidsdag aangebied, met die fokus op vroeë opsporing van vrouekankers. Die inisiatief is deel van hul doel om gesondheid in Orania te bevorder. 'n Mobiele mammografie-eenheid het noodsaaklike dienste moontlik gemaak, met ondersteuning van verskeie rolspelers en gesondheidspersone van Orania. Wat die dag besonders gemaak het, was die samewerking en die ervaring van besoekers. Die span van Radiant Diagnostic Imaging het die gemeenskap beskryf as vriendelik, gasvry en respekvol. Hulle het die ervaring as uitsonderlik en 10 uit 10 beskryf. Vrywillige Ierse soldate word in Orania vereer. Oraniërs kom jaarliks op 17 Maart bymekaar by die Ierse monument om hulde te bring aan Ierse vrywilligers. Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het sowat 400 tot 500 Ire die boere ondersteun in hul stryd teen Britse kolonialisme. Die monument, oorspronklik in 1975 in Johannesburg opgerig en in 2002 na Orania verskuif, herdenk hierdie geskiedenis. Oraniërs het in groen kleredrag bymekaar gekom, met tradisionele Ierse musiek deur Orania Kunsteraad. Die geleentheid is afgesluit met 'n huildronk en die sing van die roepstem van Orania. As jy enige nuus uit Orania het, deel dit gerus met ons deur 'n e-pos te stuur na inligting@orania.co.za. Ondersteun die Orania beweging met 'n donasie van jou keuse. Ons waardeer dit opreg. Besoek orania.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het vir Orania Aktueel.